Team, julle is incredible en dit is so awesome om saam met julle te wees. Wayne en Don het vir almal welkom gesê en ons is so excited en dankbaar vir wat die Here doen. Nie net hier by Christ Jenny, maar all over the world, you know, in mense se lewens, waar ons gaan en waar ons travel en waar dit mense praat, hoor mens net die goedheid van die Here. En dit is amazing. Ek het gehoor nou het Wayne gesê hoeveel mense ons vandag doop, 68. Maar ek het inside information gekry. Daar's 'n bietjie meer gedoop in die eerste diens as wat dit moes. So ons doop vandag 73 mense. 73 mense word vandag gedoop. So ons is so excited oor dit. Dis nie omdat die kerk oulik is nie, dis nie omdat die leiers oulik nie, dit is nie omdat Jesus oulik is. And it's all about Jesus. En die Heilige Gees reeks waarmee ons besig is. Ons het laasweek begin met Refresh. Vandag is Refresh Part 2 en ons praat absoluut oor wat die Heilige Gees is en wat hy doen in ons lewe. En kom ek sê vir julle hoekom so baie mense gedoop word, is omdat so baie mense luister na die stem van die Heilige Gees. Want dis die Heilige Gees wat mense lei na God toe. Dis die Heilige Gees wat mense God se liefde vir hulle wys. Dis nie ons nie, dis nie 'n kerkgebou nie. It's all about the Spirit of God. En is so amazing om te sien wat hy in mense se lewens doen. So ons gaan vandag aangaan met Refresh nommer 2. As jy nommer 1 nie gesien het laasweek nie, nooi ek jou, gaan na YouTube toe, Christ Gen Church, gaan kyk laasweek se preek. Dit het alles gegaan oor hoe die Heilige Gees jou wil refresh. Hy is soos 'n wind in ons lewe, refreshing, is a breath of God en wat hy wil doen in jou lewe. En vandag gaan ons aangaan. Ek wil vandag bietjie in die begin van my boodskap wil ek gou die doop hier inbring wat 100% deel is van Refresh. Want vandag fisies gaan mense in water klim en hulle word refresh in daai water, maar meer as dit word daar geestelik iets gebeur daar in hulle lewe. En weet jy wat, dis absoluut 'n point of refreshment wat hulle vandag ervaar. So, ek weet daar's baie vrae oor doop altyd. Hoekom doop ons? Hoekom is daar mense wat gedoop word? Ek wil vir jou 3 punte gee as inleiding met my boodskap tot by die Heilige Gees oor hoekom mense gedoop word. So, miskien is jy vandag deel van daai 73. Miskien is jy al lankal gedoop en ek wil vandag net weer vir jou bewus maak van hoe powerful die doop is wat jy dalk 10 jaar terug experience het en of dit nog 'n realiteit in jou lewe is. Miskien is jy nog nie gedoop nie en jy wonder oor dit. Ek wil vandag vir jou die antwoorde gee van hoekom het ons 'n baptism service. Is jy reg? Maak jou gordel vas. Vandag se diens is bietjie anders as gevolg van die doop, maar ons gaan net toelaat dat God moet doen wat hy wil doen. Punt nommer 1, hoekom mense gedoop word. At baptism, we celebrate new life. Ons celebrate vandag dat 73 mense reeds hulle lewe vir die Here gegee het en dit vandag publicly declare. Daai skrif sê that God saved us from death and cleansed our hearts from sin. So kom ek sê gou dit vir jou, hierdie doopbad vat mense nie hemel toe nie. Hierdie is nie die ticket na die hemel toe nie. Die ticket na Jesus toe is die gebed wat mense gebid het, dat Jesus, ek neem u aan as my persoonlike saligmaker, ek vra kom woon in my hart, ek vra vir vergifnis. Daai gebed is bekering en daai gebed maak jou dat jy hemel toe gaan. Hierdie wat vandag gebeur is net 'n public demonstration van wat binne besluit is. En ek wil hê jy moet dit baie mooi onthou en verstaan. Hierdie ring wat ek dra is 'n simbool dat ek getroud is. Dit maak dat mense sien ek is getroud met hierdie vrou wat amper hier gaan sit nou sy's besig met iets. 18 jaar is ek met haar getroud. En hierdie ring beteken as enige ander vrou hierdie ring sien, beteken dit amper sê ek Fura. Staan terug. This is taken. This belongs to Mandy. So dis wat hierdie ring sê. Hierdie ring sê, man, I am happily married. 18 jaar and the best is yet to come. En dis wat die doop doen. Die doop wys publicly wat julle klomp binne besluit het 'n week, 'n maand, 3 maande terug, hoe lank ook al dat jy aan die Here behoort. So kan iemand vandag sê we celebrate new life. Jy wat vandag gedoop word, jy wat al lankal gedoop is, jou lewe kan nie dieselfde wees na jy gedoop word nie. Hoekom nie? Want jy kry 'n simbool dat jy aan die Here behoort. Punt nommer 2, at baptism, God pronounces your identity. Lees gou wat gebeur het. Engel, ek kan nie anders as om met vir jou te kyk nie. Ek kan nie. Ek is jammer. Ek weet ek is by die woord, maar man, this is so beautiful. Okay, kom ons gaan na die woord toe.
Markus 1 vers 11. Kyk gou wat het gebeur by Jesus se doop. Die hemel het oopgegaan, daar het 'n stem uit die hemel uitgekom. En ek wil hê jy moet hoor vandag wat God vir jou sê. Jy wat vandag gedoop word, you are my son, you are my daughter, whom I love. With you I am well pleased. Is dit nie amazing dat God dit vir Jesus sê by sy doop nie? Hy sê dit nie na hy vir Lazarus uit die dood laat opstaan het nie. Hy sê nie daar waar hy vir 5000 mense kos gegee het nie. Hy sê dit nie vir hom voor die kruis nie. Hy sê dit vir hom daar waar hy gedoop word. Confirm hy Jesus se identity, and that is you are my son. You are my child. I am your father and I am with you. So ek wil vandag vir jou sê, jy wat gedoop was, wat gedoop gaan word en wat vandag gedoop word. Hierdie doopbad, hierdie queue waar jy gaan kom instaan, dit beteken dat God sê well done. Want vandag is 'n stap van gehoorsaamheid. Jy doen dit nie omdat 'n kerk dit vir jou sê nie. Jy doen dit nie omdat dit Christ Gen se konstitusie is nie. Nee, jy doen dit omdat dit biblical is dat jy gedoop word. Baie mense vra vir ons die vraag, dat is doop regtig nodig en is dit in die Bybel? Man, dit is so in die Bybel soos God die aarde gemaak het. So in die Bybel is dit dat ons gedoop word. Dis die volgende stap na bekering. Dan vra mense maar, ek is toegewy as 'n kindjie, as 'n babietjie, is ek toegewy aan die Here. Luister gou na die volgende sin. We dedicate babies, but we baptize believers. Dis twee verskillende goed. Laaste Sondag het jy gesien hoe ons kinders toewy aan die Here. Ons gee hulle vir die Here, ons bid, Here, seën hierdie kindertjies. En dan doop is heeltemal iets anderste wat ons vandag doen. We baptize believers. Mense wat gesê het, ek wil die Here dien. Omdat jy daai gebed gebid het, sê Jesus vir jou, jou identiteit is vasgemaak in my, sê God. You are a child of the Most High God. Is hier iemand in hierdie gebou bly that you are a child of God? Ek vat die 17, ek vat dit. Ek is excited oor dit. Die derde punt, at baptism, hierdie is 'n huge een. At baptism there is a spiritual activation, people. So vandag wat hier gebeur, is nie net gou. Kom gou, kry 'n T-shirt, staan in die ry, word gedoop. Dis baie meer as dit. There's an activation in your spirit. Hoekom? Because when we are obedient to God, He will do something more. Gehoorsaamheid is so crucial. En mense wat vandag gedoop word, is net omdat jy gehoorsaam is aan die stem van die Here. Kyk gou wat het gebeur toe Jesus gedoop is. Markus 1 vers 10. Just as Jesus was coming up out of the water, He saw heaven being torn open and the Spirit descending on Him like a dove. Die hemel het letterlik, die Griekse woord sê, die hemel het oopgeskeer bo Jesus. En daar het 'n stem gekom en dat die Heilige Gees het op hom neergedaal soos 'n duif en het Jesus se lewe verander. Weet jy hoekom kon Jesus vir 3 jaar op aarde doen wat hy gedoen het? As gevolg van dat hy die Heilige Gees in sy lewe gehad het. Daai dag is die Heilige Gees geactivate in sy lewe en dit wys vir my en vir jou hoe powerful doop is. Dis nie net nog ietsie wat jy moet aftik en klaar kry nie. No, there's a spiritual activation. Julle wat gedoop is, weet presies waarvan ek praat. Mens loop anders, mens dink anders, mens praat anders, jy bid anders. Nou ek sê nie jy gaan 'n engel wees as jy daar uitkom nie. Jy mag dalk nog steeds vir die blou bulle skree, ek verstaan dit glad nie. Jy mag dalk jou meer verloor. Jy mag dalk nog vir 'n taxi toet voor jou. Weet jy hoekom? Want Satan is soos 'n brullende leeu. En hy weet wat vandag gebeur en hy wil alles in sy vermoë doen, veral daar vandag om jou uit te haal. Maar kom ek sê gou dit, moenie dan daarna vaskyk nie. Omdat jy vandag iets doen, is daar 'n activation in jou gees. So jy kom sterker op as wat jy was. Jy gaan God se stem meer hoor as wat jy ooit gedoen het. Hoekom? Because there's an activation. Ek sê altyd vir mense wat sê, "Oh, Jackie, die rentekoers gaan op en inflasie is op en die petrol prices op." En sê ek, "Jy moenie worry nie, God se voorsiening gaan op." So moenie vaskyk teen daai nie. Kyk vas geestelik en net so met dit ook. Ja, die vyand wat, maar moenie weet jy wat moet jy vir Satan sê? Waar bly jy? Ek love ons gemeente engel. Ek love hulle. So as Satan weer vir jou kom wap, dan sê jy vir hom, waar bly jy? Jy bly stil. Jy het nie 'n sê in my lewe nie. So come on mense, 'n activation vind plaas wanneer ons gedoop word. Wat beteken jou discernment level gaan opgaan. Come on, wie van julle weet die kerk het onderskeiding nodig. We need to discern what is wrong and what is right.
En wanneer jy 'n stap van gehoorsaamheid neem, is daar 'n aktivering in jou gees wat plaasvind. Jy dink anders, jy bid. Ek sal nooit vergeet nie. Na ek gedoop was, kon ek nie meer by die plekke gaan uithang waar ek uitgehang het nie. As ek by daai pap instap, dan soos ek wil 'n storie vertel vir iemand bietjie skinder, en soos ek begin praat, dan kan jy dit sê nie. Ek mag nie dit doen nie. Wanneer ek wil kloek en dit daai, dan besef ek, ek kan nie, die Here is in my. Dan doen ek dit nie meer nie. En dis wat gebeur by doop. There's an activation in your spirit. Is net ek en my vrou opgewonde oor dit. There's an activation. En ek bid vandag, nie net hulle wat gedoop word nie, maar almal van ons, soos ons besig is met die Heilige Gees reeks, that there will be a spiritual activation in your spirit, in your heart. Ek het laasweek gesê, die doel van hierdie reeks van die Heilige Gees is nie net fisies om jou krag te gee omdat jy moeg en mat is nie. Dit gaan nie oor 'n fisiese refreshment nie, maar dit gaan oor to refresh your spirit. Your spiritual life, jou Bybel lees, jou bid, jou koneksie met die Here. Dit is wat hy wil refresh in ons lewe. So ek gaan nou aangaan met refresh part 2 en 100% aansluit met daai activation wat hy in jou gees wil doen. Ek wil vir jou verduidelik hoe die Heilige Gees dit doen. So jy wat vandag hier is, gedoop word, nie gedoop word nie, jy stap vandag hier uit met 'n mindset, met 'n ander manier van wat die Heilige Gees in my lewe doen, en ons soek daai aktivering in ons lewe. Ek soek gou almal wat gedoop word, ek soek jou hand in die lug. Wie van julle soek 'n aktivering vandag? As jy jou hand nie opsteek nie, gee my T-shirt terug asseblief. Ja, ons is baie streng met die kerk, ons roer vir jou. Ons soek 'n aktivering vandag. Skus vir ek, okay. Ons soek 'n aktivering. Nee, moet jy hemp uittrek hier, oom, hou dit aan asseblief. Moenie kaal bolyf hier sit nie. Ons soek 'n aktivering vandag in ons gees. Jesus kom met sy disippels en hy sê vir hulle, ouens, ek gaan hemel toe. Ek gaan na my Vader toe. Die disippels is so bekommerd, so ontsteld. Here, u kan nie gaan nie. Here, moenie gaan nie. Ons het u nodig. Met wie gaan ons nou breakfast eet? Wie gaan nou vir my kop seer bid? Here, asseblief moenie gaan nie. En kyk gou wat sê Jesus vir sy disippels in Johannes, die volgende skrif, Johannes 16 vers 7 praat Jesus en hy sê, it is actually best for you that I go away, because if I don't, the helper won't come. If I do go away, and he will come because I will send him to you. Is dit nie mooi nie? Jesus het altyd die beste vir ons instoor. Daar staan, it is actually best for you. Ek wil hê jy moet iets van God se hartklop weet oor jou lewe. Hy het altyd die beste vir jou. Altyd. Jy dink iets wat nou gebeur, dis nie goed nie, it's not good. Here, hoekom doen u dit? Here, hoekom is hier 'n verandering? Here, hoekom gebeur hierdie? Weet jy hoekom gebeur dit? Because God has always the best for you. En jy moet dit altyd onthou. En hier sê hy vir sy disippels, ouens, julle moet alles behalwe vrees. Julle moet alles behalwe ontsteld wees, want die helper kom om altyd by julle te wees. As ek 'n vraag vanoggend moet vra, en jy ken nie die Heilige Gees nie, dan gaan jy antwoord as volg wees. Die vraag is, wil jy eerder Jesus in die vlees by jou hê, of eerder die Heilige Gees? As jy nie die Heilige Gees ken nie, gaan jou antwoord wees, ek soek vir Jesus by my. Ek soek Jesus in vlees by my. Hoekom? Want hy kan, as my Nutella broodjies by die skool opraak, kan hy dit vermenigvuldig. Hy kan maak dat daar nog 3 broodjies is, en dat die Nutella dikker gesmeer word. Dis wat Jesus kan doen. Jesus kan, as my hondjie voor die kar in hardloop en hy kry seer, kan Jesus my hondjie bid en hy gaan beter raak. Jesus kan water in wyn verander, nie dat ons dit wil hê nie. Kan ek 'n amen kry? Jesus kan sulke goed doen, so ek wil hom hê. Maar hier kom Jesus en hy sê, ouens, as julle dink daai is goed, moet julle oplet wat die Heilige Gees vir julle gaan beteken. Dit gaan beter wees. Dit gaan beter wees dat ek hier is. It is best for you. Kan sien julle daai skrif? Man, ek het die week so lekker gekry toe ek daai skrif lees en besef, refresh. He wants to refresh you and it's best for you. Die Heilige Gees gaan altyd by jou wees. Daai woord helper in die Grieks beteken soveel woorde. Advocate, comforter, counselor, guide, parakletos. He will be your parakletos. Wat beteken he will be alongside of you. So wanneer die Here sê, die Bybel sê, Jesus sê, die helper kom, dan beteken dit letterlik parakletos, he will be with you. Jy hoef nooit alleen dinge te face nie. Jy hoef nooit alleen deur goed te gaan nie. He is your helper. Wees vanoggend dankbaar dat jy 'n helper. Jy stap nie hier uit alleen nie. Man, jou vrou is dalk kwaad vir jou. Dis fyn. Jy het 'n helper en dis die Heilige Gees. Maar maak op, dis so lekker.
Jy het altyd iemand by jou, and that's the Spirit of God. He's our helper, our comforter, our counselor. Hy is alles wat jy in jou lewe wil hê. En dis waarvoor ons altyd so versigtig is, dat mense nie dalk mis wat die Heilige Gees wil doen in hulle lewe nie. Dat mense nie oop is vir die Heilige Gees nie. Hulle weet nie wie hy is en wat hy vir hulle kan doen nie. Ek wil vir jou op 'n baie praktiese manier verduidelik. Toe ons nou gevlieg het Amerika toe stap ons deur die business class in die vliegtuig. En Luvan sê vir my so, "Papa, jy bespreek nie vir ons business class nie." En ek sê, "Nee, ek doen nie, want ons stap deur dit." Jy kry 2 tipe mense wat vlieg. In die eerste plek mense soos ek, jy stap by die vliegtuig in en jy draai dadelik regs, daar agter toe na die cheap seats toe. Dan kry jy mense wat 'n kaartjie koop en hulle draai links in die vliegtuig en hulle stap deur die persgordyntjie en hulle stap in daai smart area wat baie smarter is as daai kant. En die verskil tussen die 2 plekke is soos wêrelde wat dit verskil. Aan hierdie kant sê hulle vir jou, "Hi sir, how can I serve you?" Aan hierdie kant sê hulle, "Shut up en gaan na jou seat toe." Hierdie kant sit jy op jou sitplek en die rug van die sitplek is hier teen jou. Ja, hallo. En jy sit vir 20 ure so en jy kry jouself jammer want die spasie is min. Aan hierdie kant kan daai sitplek, dis 'n groot sitplek. Hy kan draai, hy kan skuif, hy gaan lê. 180 grade kan jy gaan lê, jy slaap, jy kry japon, jy kry slippertjies, jy kry 'n kussentjie. Hulle sê vir jou, "Sir, what can I do for you?" Sharp, bly stil, gaan jy bank toe. "Sir, how can I help you? What can I do for you?" Aan hierdie kant kry jy kos en die drankies raak nie op nie. En man, dit is net heeltyd serve. Aan hierdie kant kry jy 'n pakkie pretzels. Dis nie die puntie, met 3,5 pretzels in. Jy skeer daai pakkie pretzel oop en jy begin eet en sê, "Kan ek nog een kry asseblief? Hier was, shut up en bly stil." Daai kant sê, do you need more lasagna? Do you need a more drink? Dit is 2 verskillende wêrelde. As hierdie mense afklim van die sitplek af, kom hulle by 'n lounge waar jy verniet 'n haarsny kry, waar jy verniet massage word. Aan hierdie kant wag jy 2 ure vir jou bagasie en jy wonder, weet hulle nog van my? Hier's my punt. So baie Christene is te gewoond daaraan om heeltyd regs te draai en om nie die persgordyntjie oop te maak en te sê, "Here, iets vir my soveel in stoor. Iets my soveel in stoor." En ek wil vandag vir elkeen in hierdie plek en op online motivate, kom ons begin stap deur daai persgordyntjie en sê, "Lord, I know there's more for me. I know you've got more power, more energy, the fruit of the Spirit, the gifts of the Spirit. Man, there's so much more in God that we experience right now." En hoe kry ons dit? Deur die Heilige Gees. Ek wil vandag daai perskombersie in jou gees afruk en sê, "There's so much more." Moenie met 3 pretzeltjies gelukkig wees as jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe kan kry nie. Moenie tevrede wees om alleen besluite te maak en dom besluite nou en dan, waar jy die Heilige Gees se besluit kan deel maak van jou lewe en soveel meer ervaar. My huwelik is op 'n baie beter plek as gevolg van die Heilige Gees. Maar jy sê so nou en dan vir my, as ek bietjie hard praat of bietjie geïrriteerd lyk, dan sê sy vir my, "Jy het bietjie tyd saam met Jesus nodig." En dan sê ek, "Hier gaan ek, cheers." En wanneer ek met die Heilige Gees tyd spandeer, dan sê sy, "Come here, jou beautiful dingetjie." Ek kan nie verder praat nie. Beautiful. Dit is wat die Heilige Gees wil doen in jou lewe, met so 'n eenvoudige illustrasie. Ek was moeg in my lewe om regs te draai. Ek wil links draai. Ek wil sê, "Holy Spirit, I need more of you. I need your wisdom, I need your guidance, I need your power. I need you in my life." En dis wat gebeur wanneer jy met die Heilige Gees 'n verhouding begin, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Die volgende slide wys so mooi die drie-enige God. God the Father loves me, God the Son saves me, God the Holy Spirit is with me. As jy ooit gewonder het hoe die drie-enige God by mekaar kom, dan is dit daai dingetjie wat daar staan. God is so lief vir ons, dat hy sy enigste seun gestuur het. En nou is die Heilige Gees by ons, hy is ons helper en mag jy dit nooit vergeet in jou lewe nie. Dat daai gordyntjie hoef jou nie te keer om te ervaar hoe die Parakletos by jou is om jou te help en langs jou te wees nie. Romeine, die volgende slide, gee vir ons een mooi skrif.
Ek dink ek het dit die eerste keer hierdie week gelees of gesien hoe daai skrif die Heilige Gees verduidelik. Daar staan, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Is dit nie mooi nie? Daar staan dat ek en jy het God se liefde ervaar in ons hart as gevolg van die Heilige Gees wat in ons lewe is. Met ander woorde, as mense nie die liefde van God verstaan of dit deel van hulle hart het nie, dan vra ek altyd vir hulle, hey, wanneer laas jy met die Heilige Gees gepraat? Wanneer laas jy die Heilige Gees allow in jou lewe, want dis hy wat God se liefde aan jou bekend maak. Die skrif begin met, now hope does not disappoint. Wie van julle is al teleurgestel in die lewe? Dis 'n retoriese vraag, almal van julle. As jy nog nooit 'n teleurstelling gehad het nie, kom praat met my, ek soek jou wisdom. Ek wil weet, hoe kry jy dit reg? Die lewe is vol teleurstellings. Maar daai skrif sê, now hope does not disappoint. Ek en jy as kind van die Here, ek en jy wat die Heilige Gees in ons lewe het, He will never disappoint. He will never disappoint. Why? Because the love of God has been poured out in our heart. How? By the Holy Spirit. So hoe meer ek en jy connect met die Heilige Gees en hom deel maak van ons lewe, hoe meer gaan ons 'n groter prentjie van God verstaan en van God sien. Daai teleurstelling, ek sal nooit vergeet nie. Ons het een keer, Janko en Luwan was baie klein, ek het 'n gastehuis gesoek, en nou moet jy kies tussen 10 gastehuise, nou soek jy die beste een. En ek vra vir die kinders so, wat se een moet ek kies julle? So lyk die een en so lyk die een. En Janko sê, papa, die een met die beste wifi. Ek sê, dude, waar is die tye van swembad en speelplek en die view? Wifi is die ding. En ek kies toe 'n gastehuis op grond van 3 goed. Hulle het sterk wifi, hulle het 'n swembad en hulle het 'n binnespeelarea vir die kinders. Want ek beloof jou, as jou kinders 3 en 5 is, die Here weet jy het 'n speelplek nodig. Laat jy ook kan naweek hou. En ons kom daar, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Ook by die ontvangstafel, boek in, en sy sê, meneer, net so by the way, skus man, ons storing van die wifi is gebreek, so daar's geen wifi nie, ons gaan dit binnekort herstel. En meneer, ja, die swembad het 'n lek in, so die swembad werk nie die naweek nie, ons is besig om dit uit te figure. Laaste ding, ons is besig met renovations in die speelarea, so hy kan ongelukkig nie gebruik word nie. Ek sê, you must be kidding me. Ek is hier as gevolg van daai 3 goed. Nou daai teleurstelling moet jy dan nie vir jou gesin wys nie. Julle, ons gaan die lekkerste naweek hê. Ons gaan games speel want hier is nie wifi nie. Ons gaan nog 'n game speel want ons kan nie swem nie. En dan speel ons weer Rummy Cup want julle kan nie gaan slide nie. Die naweek gaan fantasties wees. Weet jy wat gebeur in my en jou lewe? If we have the love of God in our hearts by the Holy Spirit, hope will never disappoint. Never disappoint. But if I'm not going through the persgordyntjie, dan voel ek die 3 pretzels wat te min is. En dan voel ek hoe hulle my verkeerd hanteer. Maar wanneer ek deur dit stap en die liefde van God in my hart het, man, life is awesome. Can I get a good amen? Ek wil vir jou 3 goedjies gee van hoe die Heilige Gees daai liefde in ons prakties maak. En hoe kan ons hom aktiveer in ons lewe? Punt nommer 1, the Holy Spirit, He will comfort me. Kan iemand sê comfort? Wat gebeur wanneer ek deur die persgordyntjie stap? Wat gebeur wanneer ek 'n aktivering in my gees het? He will comfort me. Ek wil hê jy moet sien hoe ek daai punt daar gesit het. Nie net he will comfort nie, he will comfort me. Kan iemand sê me? Ek wil dit persoonlik maak op jou lewe wat nou luister. He will comfort me. Daar sou staan Johannes 14 vers 16, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, wat 'n ander woord is vir Heilige Gees, that he may abide with you forever. Kan ek gou frank raak? Baie keer in ons lewe word daar goed geaktiveer, ons gaan deur staf wat ons miserable maak, wat ons seer maak, bitterheid, teleurstelling, negativiteit. En weet jy wat die Heilige Gees dan doen? He wants to comfort me. Hy wil jou troos, hy wil by jou wees, hy wil daai nodige krag wat jy nodig het om deur dit te gaan. Hy wil die een wees wat langs jou kom en jou parakletos en jou help om daar deur te kom. Jy sal ervaar soos jy hier sit. Jy wat 'n teleurstelling het. Jy wat deur staf werk in jou lewe. You will experience right now the comfort presence of Holy Spirit. Hoekom? Want dis wie hy is. Hy is daar om comfort te bring. Hy is daar om in my en jou lewe herstel te bring. En as ek nie oop is vir dit nie, dan gaan hy hom nie self forceer in my lewe nie.
Ek moet sê, Holy Spirit, I need your comfort. So as jy reg nou, dit experience. Hope will never disappoint because of the love of God through the Holy Spirit who comforts me. Dis wie hy is. So elke 6 maande, 8 maande, koop my vrou 'n nuwe comforter vir ons bed. Ek verstaan dit nie. Ek vra vir, wat is fout met die ander enetjie? Nee, hierdie een is mooi. Soos, okay, julle vrouens verstaan dit blykbaar. Ons mans, yeah man, we don't get it. Ek hoor hoe 'n ander man nou die dag, hy sê vir sy vrou, waar is die comforter wat jy nou onlangs gekoop het, want daai comforter is fluffy. En dit het ons ook al gebeur. Comfy en lekker en is wolletjies en man, hy lê so lekker en die man kom by die bed en hy soek hierdie nice comforter. Hy sê, vrou, waar is die comforter wat jy onlangs gekoop het? Sy sê, nee, ek het dit gebeere. Hy sê, hoekom? Want sy vrou sê, it's all about the looks. Nou, julle vrouens, ek praat nou julle taal. The looks, the nice, maar daar moet net nie 'n dingetjie gebeur en die hond moet nie daarop lê nie. It's just for the looks. Luister gou mooi na my. Don't use the Holy Spirit just for looks. Moenie die Heilige Gees net gebruik, net nodig hê, wanneer ons in 'n kerkdiens is en nou moet dit powerful wees en stuff moet gebeur. Nou. Elke dag in jou lewe, maak daai comforter deel van jou lewe. Holy Spirit is not there just for your looks. In fact, He is not there for your looks. He's there for your comfort. He's there to be with you. Die tweede punt wat die Heilige Gees in ons lewe doen is, He will guide me. Kan iemand sê, guide me? Dis wat hy wil doen in jou lewe. Dis die aktivering wat God vandag in jou lewe wil doen. Ek het vandag vir jou baie goeie nuus. Jy hoef nie alleen groot besluite te maak nie, want daar's iemand wat jou wil guide. Jy hoef nie alleen deur groot storms te gaan nie, because there's someone that wants to give you wisdom, knowledge, understanding. En dis Heilige Gees. He wants to guide. He wants to guide me. Hy wil my lei. Hy wil vir my rigting gee. Johannes 16 vers 13 sê, but when He, the Spirit of truth, comes, luister gou, He will guide you in all truth. He will tell you what is yet to come. Een ding wat so mooi is van die Heilige Gees, hy guide jou nie net vir nou nie, maar hy sê ook vir jou what is yet to come. Jackie, oor 'n week, oor 'n maand, 'n droom wat jy kry, wees versigtig vir dit, wees versigtig vir daai. He's all about the future also. He will guide you today and what is yet to come. Hy prepare jou baie keer. Wie van julle was al in 'n gesprek en toe sien jy, wow, hierdie gesprek het ek al ergens gehoor. Of ek het al en dan besef jy, ja, it was Holy Spirit. The other day, I saw this and now I can, wat het jy nou net vir my gesê? Maar as jy nie die Heilige Gees se rigting en wisdom het nie, dan gooi daai situasie jou van jou karretjie af. Dit gooi jou om dat jy nie weet hoe om te reageer nie. Maar wanneer die Heilige Gees in jou lewe geaktiveer is en wanneer jy deur daai persgordyntjie stap, dan waarsku hy jou oor goed wat nog moet kom. In sekere stede, in sekere plekke, sal ek nooit ry sonder 'n GPS nie, want daai tannie ken haar storie. Ek sê altyd, ek luister vir 2 vrouens in my lewe. Mandy, my vrou, en die tannie op Google Maps. Want sy weet waarvan sy praat. As sy sê links, dan vra ek nie vra nie. As sy sê regs, dan sê ek nie, sorry, dit gaan bietjie moeilik wees. Nee, ek gooi 'n handbrake turn, want ek luister vir haar. Nou as ek dit vir jou prakties kan verduidelik, dit is hoe die Heilige Gees 'n realiteit in jou lewe wil wees. En weet jy hoe kry jy dit? Om net deur die persgordyntjie te stap. Geestelik. Moet nou nie 'n persgordyntjie by jou huis gaan hang nie, dit gaan weird wees. In die gees bid jy, Here, vandag stap ek deur daai dingetjie. En ek draai nie meer regs nie, Here. Nee, ek koop nou 'n high ticket. Want Jesus het 'n hoë prys betaal. Sodat ek en jy die Heilige Gees in ons hoekom wil ons 'n ekonomiese kaartjie hê as Jesus die volle prys betaal het? Wie is reg om daai persgordyntjie vandag af te skeer? En te sê, Lord, I want the activation in my life of your spirit and your guidance. Die laaste punt, dit gaan vinnig vanoggend. Die laaste punt wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen is, He will convict me. Nou, dis asof die eerste 2 punte baie maklik is en ons wil dit hê. Ons wil die comfort hê. Ons wil die direction hê en laat hy ons guide. Maar wil ons ook hê dat hy ons soms teregwys.
Wil ons hê dat hy soms vir ons sê, Jackie, wat maak jy? Jackie, waarna kyk jy? Jackie, waarna luister jy? Hoekom skree jy nog? Ja, kom ons los daai. Hoekom doen jy nog dit? Hoekom doen jy nog daai? Die Heilige Gees wil ons oortuig om die regte ding te doen, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Want ons wil deur sy Gees gelei word. So kan ek jou reg help. Soms moet daar in ons lewe iets wees waar iemand vir ons sê, don't do that. Want jy gaan 'n duurder prys betaal as wat jy bereid is om te betaal. Jo, powerful sin, het jy hom? Soms met my optrede en die sondes waarmee ek besig is, ek weet nie of ons altyd bereid is om daai prys te betaal nie, wat daarna gaan gebeur nie. Maar terwyl ons dit doen, besef ons dit nie. Hoekom nie? Want Satan maak sonde lekker. Dit voel lekker dit voel lekker om te skinder, hè? Onthou ek en jy nou gepraat het, nee, ek speel. Dit voel lekker op daai oomblik. Want as jy van iemand anders te afpraat, dan voel jy meer, oh, I'm good because I'm not doing that. Jy sê, ek is nogals powerful, want ek leef nie meer waar hulle leef nie. Don't do that. As jy nie bereid is om die prys van sonde te betaal nie, luister na die stem van die Here. Want hy wil jou oortuig. Satan gaan jou condemn, maar Heilige Gees gaan jou oortuig. Satan gaan jou altyd aan jou verlede herinner. Hoor jy daai stemmetjie so nou en dan? Dis hartseer ons hoor daai stemmetjie, maar ons hoor die stem van, you are my child. You are awesome. You are holy. You can live a right life. I am proud of you. Ons moet daai stemmetjie baie meer hoor as wat ons hoor van hoe sleg jy is, hoe vernederd jy is, hoe pathetic jy is. Moenie daai luister nie. Satan knows your name, but he calls you on your shame. Jesus knows your shame, but he calls you on your name. Dit is wie die Heilige Gees in ons lewe is. Hy wil ons oortuig. Nou hier is die hartseer van dit en dan gaan ons doop. Are you ready? Die hartseer van dit is in ons Christen journey was ons so gewoond om soms die Heilige Gees te resist. Daai stemmetjie wat vir ons sê, hey, you can do better. Hey, don't do that. Hey, focus on the right thing. Ons resist hom. Ons hart raak later hard teenoor hom, dat ons nie meer sy stem hoor nie. En vandag wil ek dit nie uitlaat uit hierdie boodskap uit nie. Want te veel mense word vandag gedoop om net te dink dit gaan oor die doop. Vandag word jy gedoop om hier uit te stap om te sê, Holy Spirit, convict me, guide me, talk to me. I want to live a holy life. Kom aan, jy word nie gedoop vandag omdat jy 'n T-shirt kry nie. Ek het klaar vir jou gevra, handig dit in. Jy word gedoop vandag because you want to live the right life. Jy wil na God se stem luister en daarom moet ons sê, Holy Spirit, talk to me, show me. Soos ek praat oor conviction, ervaar jy seker goed wat jy weet nie in jou lewe moet wees nie. Hoekom? Because the Spirit of God is here. Ek hoef daai goed nie eens op te noem nie. Ek gaan nie een sonde vandag 'n naam gee nie, want jy weet wat die Heilige Gees met jou journey. Jy weet dit. Hoekom hamer ons nie elke Sondag ons hele preke oor sonde en hoe sleg jy is en hoe verkeerd ons leef? Ons doen dit nie want daar's iemand binne jou wat dit baie beter as ons kan doen. Maar ek en jy moet oop wees vir dit. Is dit nie powerful hoe die Heilige Gees in ons lewe leef nie? Ek het laas week vir julle geleer, don't talk just about the Holy Spirit, but talk about the precious Holy Spirit. Want hy is die een wat ons help om meer soos Jesus te wees. Ek wonder of ek vandag jou hand kan sien. Wie van julle wil meer soos Jesus wees? Wie van julle wil deur God se Gees wandel? Wie van julle wil rein voor die Here wees? Het jy geweet die Bybel praat van God kom sy bruid haal wat skoon en vlekkeloos gaan wees. Ons kan dit nie doen sonder punt nommer 3, Holy Spirit will convict me. Net gou daar waar jy sit, sit jou hand op jou bors, op jou hart, maak jou oë toe. Heilige Gees, ek bid vandag vir elke persoon wat in die plek is. Here, ek wil bid vir al die punte. Ek wil bid vir hierdie hele preek, maar ek voel net ek wil spesifiek bid. Holy Spirit, talk to us. Here, oortuig ons om die regte ding te doen. Oortuig ons om nee te sê vir wat verkeerd is en om ja te sê vir wat reg is. Here, help ons in ons optrede dat ons 'n kerk sal wees wat skoon is voor U. Here, ons wil nie op 'n Sondag ons hande opsteek, maar 'n ander lewe in die week leef nie. Here, ons wil opreg wees voor U. En Heilige Gees, daarom bid ons vandag, ons gee U toestemming
om te kom praat in ons hart. Kom wys vir ons waar ons moet links en regs. We need that so much in the times we are living. In Jesus' name. Ek het net gevoel ek wil daai doen. Kan jy saam met my staan asseblief? Ek het vandag vir jou 3 punte gegee van wat die Heilige Gees in ons lewe doen. En met dit wil ek die doopmense wat vandag gedoop word, maar almal van ons, wil ek hierdie 3 punte vir jou gee om vir jou te wys wat die Heilige Gees in ons lewe wil activate en hoe hy in ons lewe wil werk. As jy dit wat ek nou oor gepraat het, as jy die gordyntjie wil afruk en jy wil vandag net sê, Heilige Gees, I need you in my life like never before. Lig jou hande saam met my so hoog as wat jy kan. Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you on YouTube, on Facebook. Here daar waar die mense by hulle huise kyk. Spirit of God, fill this place. Fill our lives. Fill our hearts in Jesus' name. We need you, Holy Spirit, to activate something in our lives. Activate something, God. Activate your presence. Activate your spirit. Holy Spirit, we are so hungry for more of you. Holy Spirit, I pray today that you will comfort your people like never before. People that is negative, with bitterness, depression, Lord, whatever the case may be, I pray that you will comfort them, Spirit of God. Holy Spirit, I pray, point number 2, that you will direct us, that you will guide us, that we will listen to your voice, that we will listen to your prompting of the Spirit, that we will listen to you, God. Here en dan bid ek, help us to do the right thing, convict us, help us to be like Jesus in the mighty name of God. So powerful. Die Heilige Gees is so tangible in hierdie plek en hy wil net iets vars in jou lewe doen. So vars. He wants to refresh you. Ek en man het nog nooit 'n tema gehad van refresh nie. En ek bid dat hierdie reeks, vandag so kort boodskap, that it will refresh your spirit. Wat God se Gees in jou lewe wil doen. Ruk daai pers gordyntjie af en sê, Lord, I want more of you. I want more of you.